sy woord, halleluja, dis Pinkster herlewe. Ja, en die vele brandvoer, prys die Here, die vele brandvoer. Ja, die vele brandvoer, o, is Pinkster herlewe. En die vele brandvoer, ja, die Here het beloof. Staan in sy woord, halleluja, dis Pinkster herlewe. Ja, en die vele brandvoer, prys die Here, die vele brandvoer. Ja, die vele brandvoer, o, dis Pinkster herlewe. En die vele brandvoer, halleluja, die Here het beloof. Dit staan in sy woord, halleluja, dis Pinkster herlewe. En die vele brandvoer, o, die vele brandvoer. Ja, die vele brandvoer, oh, halleluja, dis Pinkster herlewe. Oh yes, en die vele brandvoer, die Here het beloof. Halleluja, dit staan in sy woord. Dis Pinkster herlewe, en die vele brandvoer. Halleluja, die vele brandvoer. Halleluja, die vele brandvoer. Prys die Here, halleluja. Dis Pinkster herlewe, en die vele brandvoer. O, die Here het beloof. Dit staan in sy woord. Dis Pinkster herlewe, en die vele brandvoer. Halleluja, halleluja, halleluja. O, Here Jesus, ons prys U. Halleluja. En ons eer U in hierdie aand. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here Jesus, toe U op aarde was, het U gesê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar vuur. En U het gesê, en hoe begeer ek om hierdie vuur aan die brand te steek. Halleluja. Baie, baie dankie. Here, dat U vir die disippels gesê het, gaan wag in Jerusalem. 120 het by mekaar gekom. Dank die Vader wat die Heilige Gees aan U gegee het, met vuur. Halleluja. En ons wil U eer in hierdie aand, Here Jesus. Dat dit wat U woord van praat, die Heilige Gees en vuur, is geopenbaar op Pinksterdag. Tonge van vuur is verdeel en dit op almal gaan sit. 120 mense. En o Here, dankie dat hierdie vuur van Pinkster, die doping met die Heilige Gees en vuur, die vuur brand voort. O, halleluja. En ons dankie dat selfs in die tye waarin ons lewe, Here, brand hierdie vuur nog in mense, kinders van God se hart. Halleluja. En as ons gebed in hierdie aand, Here, dat nie een dit sal verloor wat het ontvang het nie. En ons wil die Here baie, baie dankie sê. Dat dit is hoe jy nog steeds doop met die Heilige Gees. Die Heilige Gees en vuur. O Here. En ons het dit in hierdie dae so nodig. Dat die vuur van die Heilige Gees, halleluja, sal ontbrand in elke weergebore kind van God
deur die bloed gekom het. Sodat die vuur nie net sal brand nie, maar sterk sal brand. Hoog sal brand. Met heerlikheid, halleluja. Here, want dis wat nodig is in die tye waarin ons lewe. Baie, baie dankie, Here, dat ons weet, dat as ons reg verstaan die woorde van die Here, deur die Heilige Gees wat ons leer en lei in die hele waarheid, sal ons weet waarvoor ons vra die dag wanneer ons roep na die Here om my te doop met die Heilige Gees. En Here, die wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees, hulle weet hoe belangrik die vuur van die Gees van die Here is. Gee genade, Here, dat ons nie net weet hoe belangrik dit is, maar dat ons dit in hierdie dae sal belewe. Halleluja, die vuur, die Heilige Gees en vuur. Here Jesus, ons eer U, dat ons waarlik weet, Here, dat die woord sê, ons moet vurig van gees wees. Nie net die Heilige Gees ontvang nie, maar ons moet vurig wees. En dis net die vuur van die Heilige Gees wat dit vir ons kan doen. Baie dankie sê, Here, dat U spreek tot elke een in hierdie aand wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees en met vuur, en die wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees en vuur. Dat hulle reg sal verstaan wat die Here gedoen het vir die mens toe hy die mense begin doop het op Pinksterdag met vuur. Halleluja. Eer U in hierdie aand, dat die waarheid van U woord in elke binneste Here sal ingang vind. Dankie dat elke een wat 'n oor het kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en ons sê vir die baie, baie dankie, Here, dat die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid. En dankie, Here, dat elke oor bestry kan wees met die bloed. Here, want ons weet dat alles werk deur die bloed van die Lam. Baie dankie daarvoor in Jesus se naam, en ons prys U. Halleluja. Halleluja, halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here dat ons so saam kan wees. Ons groet julle almal in Jesus naam. Ek is Pastor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Daar is vir my iets baie wonderlik oor die vuur van die Heilige Gees. En die Here het met my gepraat daaroor. As die vuur doodgaan, dan is dit dood. Die woord sê in Handelinge 8 en Openbaring, hy sê jy die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Halleluja. En dis vir my so belangrik dat ons werklik moet weet, wat veroorsaak dood in ons geestelike lewe? Die sonde, kom ons sê ek nou vandag vir iets. En dit is dat in die Ou Testament het die wet met sy gebooie die dood na vore gebring. Gaan lees die Bybel, die hele Bybel, sal jy sien. Nuwe Testament kom die Here Jesus en hy red ons uit hierdie dooie toestand uit en hy maak ons lewend volgens sy woord. Halleluja, en hy vul ons met die Heilige Gees sodat ons lewend, kragtig en aan die brand kan wees. Nou, as die vuur doodgaan in my lewe, dan tree die dood in. Halleluja. En ongelukkig besef, ek wil amper sê die Pinkstermense besef nie hoe belangrik dit is dat jy gedoop word met die Heilige Gees en vuur nie. Hy sê hierdie mooi woorde, ek gaan dit lees, Openbaring 3. Skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God het en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy lewe, maar jy is dood. Jy is dood. Nou hier is 'n interessante ding. Die 7 geeste van God, wie is hulle?
weer 'n interessante ding, 7 geeste. Hy praat hierso, en hy sê hierdie mooi woorde, in Openbaring 4 vers 5, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God het voor die troon gebrand. O, halleluja. Ek wil net dit van ons. Ons kan so baie maklik praat oor, laat ons met vrymoedigheid, hy sê dit hierso in Hebreërs 4, hy sê laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En ek wil vandag vir u iets sê, hierdie 7 vakkels, wat brand, die 7 geeste, het voor die troon gebrand. Halleluja. Halleluja. Dit meen wanneer ek met vrymoedigheid in die troon, by die troon van genade kom, dan, o, prys die Heer, moet die vuur van die Heilige Gees brand. Die vuur van die Heilige Gees is nie net, o, prys die Here, dis 'n wonderlike vuur nie. Die vuur van die Heilige Gees werk in en deur ons, sodat ons sekere dinge in die Here kan bereik. En een van die dinge wat ons kan bereik is dat ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, en ons kan voor die troon verskyn, brandend. Halleluja. Want die 7 geeste, elke keer wat hy sê, laat hom wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Daardie Gees is 'n fakkel, dis 'n brandende fakkel. Hulle is aan die brand. Dit meen, hierdie 7 geeste, 7 gemeentes, en in elke gemeente is daar 'n vuur wat brand, en dis die 7 geeste, die 7 fakkels. Oh, halleluja. As jy die 7 gemeentes by mekaar sit, is dit die liggaam van Christus. Dit meen, daar is 7 brandende fakkels. Oh, prys die naam van die Here. Halleluja. Maar weet jy wat? Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Weet jy waarom? Want die regverdige, wanneer hy by die troon van genade kom, dan staan hy voor hierdie troon brandend, en wanneer hy dan bid, dan is sy gebed kragtig en vurig. Ons word hierdie dinge nie geleer nie. En ons verloor kosbarehede. Ons dink net om gedoop te word met die Heilige Gees. Dis wonderlik, en dis al wat die mense wil hê, sodat die gawes deur hulle kan werk. Ek wil vandag vir u sê, die belangrikste van alles is die vuur. Gewone daardie lied wat hulle geskryf het. Die koortjie sê, my alles op die altaar, en wagten op die vuur. Ja, wagten op die vuur. Halleluja, 120, 10 dae lang, eendragtig. En waar was hulle wagting? Hulle verwagting, die Heilige Gees met vuur. En wat 'n verwondering, toe die vuur inkom, en hy verdeel in 120 tonge, en gaan sit op elke een. Toe staan hierdie mense brandend voor die troon van God. Halleluja. Wie kon hulle keer daarna? Niemand. Vervolging? Nee. In die tronk? Nee. Silas, Paulus was in die tronk, en wat het daar gebeur? Halleluja. Ou broer, hulle het begin sing. Wonder of hulle nie kon gesing het, die vuur brand voort nie. Halleluja. En die wind, die rukwind, selfs soos op Pinksterdag, het inbeweeg. En die boei het van hulle afgeval. En dis vir my so wonderlik, dat die boei het afgeval. Ek weet dit wat
dit wat hulle vasgehou het, ek meen die voetboeie, die kettinge, alles het losgeraak. Die trompdeur het ook geswaai. Waarom? Ons het dit so leer ken in Pinkster. Wanneer die vuur van die Heilige Gees neerdaal in 'n diens waar die Pinkstervolk by mekaar is, ou broer, dan val die kettinge af, die boeie word losgemaak en die mense raak vry. Halleluja. Want die vuur verteer alles wat ons vashou, wat ons bind, selfs die dood. Ek gaan nou vir u verduidelik waarom ek sê selfs die dood. Maar wat hier belangrik is, ons moet dit net onthou. Ek wil dit weer lees. Die 7 vakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En ek vra vir jou, wanneer jy by die troon van genade kom, brand jy? As jy dood? Is daar ooit 'n spark in jou lewe? Maar weet jy wat het die duiwel reggekry? Nee, hy het jou binnekamer, want in die plek waar jy voor die troon sal verskyn, in die gees, het hy 'n war room gemaak. O broer, daar is geen vuur, want dit is nou oorlog. Halleluja. Ek dank die Here dat my binnekamer lewe is en was nog nooit 'n war room nie. Dis die plek waar die vuur van die Heilige Gees gebrand het, wanneer ek by die troon van genade gekom het. En so was dit in ou Pinkstermense se lewens. Kan ek jou vanaand iets vra? Is dit jou begeerte? Want weet jy wat? Dis die belofte van God vir jou, vir jou kinders, agterkleinkinders en vir almal wat daar ver is. Dis dieselfde, die Heilige Gees en vuur. Halleluja. Prys die naam van die Here. En dit is waarom dit so wonderlik is wat hy hier sê. Ek gaan dit nie lees nie, van die tonge van vuur, dit het gebeur. Die oomblik toe die tonge van vuur in daardie oppersal val. O broer, toe brand hierdie 120 voor die troon van God. Die troon van genade. Halleluja. En nou sê hy iets baie mooi, en ek gaan nou vir u sê wat die oorsprong van die vuur is. Hy sê in Prediker 3, of in Spreuke 3 vers 3. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Wat? Liefde. Hoe kom die liefde van God in my lewe? Hoe? Halleluja. Hoor wat sê die woord verder. Wanneer ons gaan na Hooglied 8 vers 6. Hy sê, dra my soos 'n seelring op u hart. Soos 'n seelring op u arm. Hierdie is in my baie mooi. Wat is hierdie seelring? Waarmee word ons verseël? Ons word verseël met die Heilige Gees van die belofte. Dit meen, die Heilige Gees is 'n seelring waarmee ons verseël word, dat ons behoort nie meer aan onsself nie, maar ons behoort aan God, my hele lewe. Halleluja, maar hier is die wonder van die saak. Hy sê, liefde is sterk soos die dood. Want so seker wat die woord gesê het, bestem vir die mens om te sterwe en daarna die oordeel. Broer, elke mens se fisiese lewe is bestem om te sterwe. En hierdie is in my wonderlik, net so sterk as wat die dood is verseker is, net so sterk is die liefde
en nog sterker. Halleluja, want die dood kon die liefde nie vashou nie. Halleluja, toe die Here Jesus sterwe. Halleluja, toe kom God se liefde ook in werking. En hier is wat die liefde werk in ons. Hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê die liefde is ywer, is hard soos die doderyk. Nou sê hy, sy gloed is 'n gloed van vuur. Wat? Die liefde se gloed is 'n gloed van vuur. So wat sê die woord nie? Dat die liefde is 'n gloed van vuur. So dit moet brand. En hierso sê die woord, net verder, 'n vlam van die Here. Dit meen die liefde is 'n vuur en 'n vlam van die Here. Heilige Gees en vuur sal ons weer gedoop word, maar hierdie vuur is die liefde. Want die liefde is 'n vuur en 'n vlam van die Here. En dis wat op Pinksterdag gebeur het. Die liefde wat 'n vuur en 'n vlam van die Here is, het in daai oppersaal ingekom en dit het verdeel op 120 mense in 4 tonge. Ons sing die vure brand voor. Wat is die kern van hierdie vuur? Dis die liefde. Wat 'n vuur is en 'n vlam van die Here. Nou sê die woord hierdie mooi woorde. In Hooglied 8 vers 7. Die groot waters kan die liefde nie uitblus nie. Halleluja. Dit maak nie saak wat oor my kom nie. Hy sê op 'n plek, as jy deur die water gaan, is dit met jou. Waarom? Want dis die liefde. Hy is die liefde. Christus is die liefde. Dit sê die woord. En die vuur oorstroom dit nie. Hy sê, al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag. Dit meen, jy kan alles op hierdie aarde prys gee vir liefde. Weet jy wat? Die liefde wil dit hê nie. Weet jy wat soek die liefde? Hy soek vir my en vir jou. Soek ons siele, sodat hy ons kan vul met die Heilige Gees en met vuur. Waarom is dit so belangrik? Hierdie vuur, hierdie liefde wat 'n vuur en 'n vlam van die Here is, dis waarmee die Here ons ook vul wanneer hy ons doop met die Heilige Gees. En nou gaan hy verder. Sê hierdie woorde, en dis ongelukkig die ding wat besig is om te gebeur. Hy sê hierdie woorde, Matteus 27 vers 12. Hierdie dinge wat ek nou genoem het, kom allemaal uit die Ou Testament heen. En nou kom die Here in die Nuwe Testament. Hy sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Wat sê dit vir my? Halleluja. Halleluja. Hy sê in Openbaring, was jy toch maar koud of warm gewees. Maar nou laat jy lou is dit meer, hierdie liefde wat 'n vuur en 'n vlam van die Here is. Hierdie liefde sal verkoel in die laaste dae. En die Here weet, waarom sien ons nie meer die Heilige Gees en vuur beweeg in die kerkdiens? Omdat die liefde wat 'n vlam en 'n vuur is, dit het afgekoel en dit laat ons in 'n toestand van lauheid. En as ons lou word, sê die Here, sal ek jou uit my mond uitspuug. Ek wonder net, hoeveel van die ou Pinkstermense en mense wat gedoop is met die Heilige Gees en vuur, hoeveel van hulle het al in 'n lou toestand gekom? Hoeveel van hulle staan miskien op die punt om uitgespieg te word? Maar dit is al waaraan hulle wil vaskleef. Kleef die Here met my doop met die Heilige Gees, dan kan die gawes deur my werk. Halleluja. Ek wil nou vandag vir u
iets sê. Dit werk nie by die Here so nie. As jy nie gedoop word met die Heilige Gees en met vuur nie, kan die gawes nie werk nie. Want die liefde is 'n vuur en 'n vlam. En as hierdie vuur en vlam verkoel, die Here moet ons help. Dit meen, in die koudste winter gaan jy nog koud kry. Maar jy's nie koud nie, jy's nie warm. Jy's lou. En ongelukkig sit die Pinksterkerkwêreld in hierdie toestand van louheid. Halleluja. Nou gaan die woord verder. Romeine 5 vers 5. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God, hierdie liefde van God, wat 'n vuur en 'n vlam is, in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee word. Ek glo u gaan nou verstaan wat die Johannes die Doper gesê het. Hy wat na my kom, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur, maar hierdie vuur, halleluja, is 'n vlam, is die liefde. En hierdie liefde is 'n vlam en 'n vuur van die Here. En dis die vuur van die Heilige Gees. Dit meen die Heilige Gees wat ons ontvang het, is deurdronge met die liefde van God. Want hy praat ook van die Gees van die liefde. Ek sal dit nou vir u noem. Maar hierdie ding is vir my wonderlik. Dit meen dat wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees en met vuur, dan word die liefde wat 'n vlam en 'n vuur is, in my hart uitgestort. Halleluja. Halleluja. En wie wat sê dit vir my? Nou is dit brandend. Aan die brand. Prys die Here. Want daar is niks wat jou kan dryf soos liefde. Dis waarom as iemand gedoop word met die Heilige Gees, jy kan hom nie meer keer. Vroeger jare was dit so. Broer, jy sien volgende dag, dan staan hy daar in Johannesburg. Ek het daar naby gebly. En ek het hoeveel keer daar by die stadsaal in Johannesburg verbygeloop. Broer, dan staan daar een jong gered, gevul met die Heilige Gees. Broer, dan preek hy die evangelie van die Heilige, van redding en deur die bloed en die doping met die Heilige Gees. En broer, daar op die straat, voor die stadsaal in Johannesburg. Broer, het menigte mens neergekniel en selfs daar is mense gedoop met die Heilige Gees. En met vuur. Here weet, dit kan vandag nie meer in die Pinksterkerk gebeur nie. Wat het geword? Halleluja. Maar wat sê die woord verder? Hy sê, Romeine 15 vers 30, maar ek vermaan julle broeders, by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, vir die liefde wat God in ons hart uitgestort, hierdie liefde wat 'n vlam en 'n vuur van God is. Hy sê, ek vermaan julle. Halleluja. Broeders, by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees. Dit meen die liefde, die vuur en die Heilige Gees. Die vuur is nie net sommer iets. 'n vuur. Dis die liefde. Halleluja. Ek onthou iemand het eendag iets gesê. Ek meen sy girlfriend het vir hom gesê hierdie woorde. Want sy maak toe met hom uit. En sy sê vir hom, my vlammetjie vir jou het doodgegaan. Wat sê dit? My liefde. En as jou vlam doodgaan, het jou liefde teenoor God verdooi of doodgegaan.
Ek sê, jy het die naam dat jy lewe, jy het die naam. Dis Pinkster. Die Here gaan na lewing stuur. En hier by ons werk die Here, die Heilige Gees werk en al hierdie dinge, halleluja. En broer, maar daar gebeur eintlik niks. Want die vlam is dood. En die vlam is die liefde. Die vuur is dood en die vuur is die liefde. 2 weke later. Hy het soos 'n spook rondgeloop. Hy was bleek geweest. Ons het gedink hy is besig om dood te gaan. 2 weke later. Toe laat roep sy hom. En wat sê sy vir hom? Die vlam het nie dood gegaan nie. Het in 'n oomblik se tyd het ek iets gesê wat nie so moes wees nie. Maar die vlam brand nog al die tyd. Maar ek wil dit vanaand sê. As die vlam van die Heilige Gees in jou doodgaan, daar is liefde by God, wat deur die Heilige Gees weer in jou binneste kan opvlam, sodat jy weer aan die brand kan wees vir die Here. Jy kan miskien rondloop, jy sal gedoop met die Heilige Gees, maar alles het stil geword, dit het dood gegaan. Maar ek wil vanaand vir jou sê, ga na die Here, ga nie terug. So, Here my God, help my, dat dit wat ek ontvang het, dat het weer sal ontvlam in my binneste. Doen my aan. Send a new touch of fire in my soul. Dis die liefde. Halleluja. Let the fire fall. Wanneer ons sing, let the fire, Here, laat u liefde wat 'n vlam en 'n vuur is, laat dit op my lewe val. En die Here weet, ek het dit in my lewe gesien in Pinkster. Hoe hierdie vuur, hoe hierdie vlam van liefde op 'n gehoor val, broer, en hulle is weg in die Gees. Ek vra vir jou vandag, is dit jou behoefte? Rabboni. Halleluja. Ek wil nie die vers weer lees, maar ek vermaan julle broeders, by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in gebed te stry vir God, vir my by God. Waarom? Want die liefde van die Gees, ek kan dit nie verloor nie. Paulus sê, ek kan die hele met saam met my stry. Ek mag dit nie verloor nie. Hierdie liefde moet bly brand, hierdie vlam en vuur moet bly brand. Halleluja. Tree vir my en stry saam met my, dat ek dit kan behou. Die liefde van die Gees, wat 'n vuur en 'n vlam is. Wanneer laas het jy gehoor dat iemand waarlik vir jou bid, dat die liefde wat 'n vuur en die vlam is in jou binneste sal ontbrand? Hulle bid nie eens vir die dooping met die Heilige Gees nie. Broer, laat mense op stoele sit, want hulle sê net hierdie paar woorde agter my aan, dan is jy gedoop met die Heilige Gees. Die Here God weet, wat ontneem hulle daardie mense? Hulle ontneem hulle die liefde, wat 'n vuur en 'n vlam is, en daardie mense beteken niks vir die Here nie. Ek wil hier iets by sê. 1 Korintiërs 13 vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende betalende lydende simbaal geword. En ek wil hier met baie mooi kyk. Liefde. Ek het selfs hier op aarde. Liefde praat sy eie taal. Is ek reg? Ja. Halleluja. En weet jy wat wonderlik is? Dit hoef nie uitgespreek te word nie, maar die liefde wat twee mense teenoor mekaar het, daardie liefde praat sy eie taal met mekaar.
En ek wil vandag vir u sê. Hy praat hier, en ek wil dit duidelik stel. Ons praat oor die gawes van die Heilige Gees. Ek wil dit net noem, want dit is baie belangrik in hierdie boodskap. Al sou ook die tale van mense spreek. Nou, een van die gawes van die Gees is allerhande tale. Maar dan sê hy, en wat engele spreek. Dis 'n vreemde taal. Dis 'n hemelse taal. En dit is die Heilige Gees taal. Ek meen, al spreek ek tale van mense en engele, al werk die gawe deur my, en ek het nie die liefde nie, dan is ek 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal. En ek wil vandag vir u iets sê, daar is miljoene van hulle reg oor die wêreld, mense wat gedoop is met die Heilige Gees, maar wat nooit die liefde, die vlam en die vuur van God in sy hart ontvang is, die dag toe hy gedoop is met die Heilige Gees nie. Want mense dink, die dooping met die Heilige Gees en vuur is sommer net iets lekker. Nou broer, dis die kern van die werkinge van die Heilige Gees, is die liefde wat 'n vuur en 'n vlam is. En wanneer hierdie vuur en vlam van die liefde brand, dan kan ek die tale van mense spreek, maar ook hierdie hemelse Heilige Gees. Dis waar, as die Here jou doop met die Heilige Gees, my broer, dan spreek hierdie liefde wat 'n vlam en 'n vuur is, sy eie taal. En dis daardie taal wat in die gemeente gespreek word, en die Here laat dit uitlê deur iemand anders. Die Gees van die Here doen dit, sodat ons kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. As jy nie gedoop is met die Heilige Gees en vuur en spreek in 'n hemelse tale nie, of aardse tale en hemelse tale nie, dan is jy nie gedoop met die Heilige Gees. En ek wil hierby volstaan. Moenie dit wat kosbaar is wegwys. As dit belangrik is, en dit is belangrik, dat ek die tale van mense en van engele moet spreek, vra vir die Here, sê, Here, ek wil dit hê, sodat ek weet ek is gedoop met die Heilige Gees en vuur. Halleluja. Ons sing daardie koortjie. Coming this way, Lord. En ons gaan nou saam bid. Jy het die boodskap gehoor, en ek gaan bid, soos hierdie ou koortjie sê, coming this way. Die hierdie hoop beskaam nie. Wat sê Paulus? Hy sê hierdie hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort word deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. As dit jou hartse begeerte is, jy wat daar reeds gedoop is, die Heilige Gees, sê Here, hierdie liefde wat 'n vlam en 'n vuur is, laat dit weer ontbrand in my binneste. Ons gaan nou saam bid. As jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees, jy sê, o Here, doop my met die Heilige Gees en vuur. Laat hierdie liefde wat hier in my hart uitstort, 'n vuur en 'n vlam, laat dit kan brand in my binneste. Doop my so met die Heilige Gees soos op Pinksterdag. Die Here sal u hoor, en ek wil vandag vir jou sê, dat die dooping met die Heilige Gees is 'n seker saak. Dis vir elke een wat gered is, gedoop is in water. 'n Broer, die Heilige Gees en vuur is vir elke een. Coming this way. Kom ons bid saam. Vader, het die Heilige Gees aan die Seun gegee, met u liefde, wat 'n vuur en 'n vlam is. Dankie Here Jesus, dat soos die Vader dit vir u gegee het, so het u baie alreeds gedoop met die Heilige Gees en met vuur. Maar ons staan in hierdie aand voor en ons wil uitroep, coming this way, Lord. Lord,
bring back those happy days. Here, want hierdie gelukkige dae gaan oor die liefde wat 'n vuur en 'n vlam is. Die Heilige Gees en vuur. Laat dit elke een se begeerte sal wees. O Here, hoeveel mense wat ek op die pad ontmoet het, vandat die Here my siel gered het op 11 jaar en 12 jaar gedoop het met die Heilige Gees. Het ek by gekom, en die Here dat julle in die huis gedoop met die Heilige Gees en met vuur. En die liefde wat 'n vlam en 'n vuur is, het gebrand in hulle binneste, en jy kon hulle nie stop. Here, u het nie 'n kerk nodig daarvoor. U het 'n hart nodig. 'n hart wat kan roep na God. Vir die Heilige Gees en vuur. En hierdie hoop beskaam die Here, ons het hierdie hoop op ons, dat as ons bekeer het en laat doop het, dan sal ons die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hierdie hoop kan nie beskaam die Here, as iemand opreg bid en ernstig bid daarvoor, sal die Here dit doen. Maak nie saak of hy in sy motor ry nie, maak nie saak waar hy is nie, in sy huis, maak nie saak, die Here, u kan dit enige oomblik vir enige een. Oh, halleluja. Here, gee harte wat sal begin roep na die Here. En laat ons ophou wag vir herlewing. En laat ons hierdie hoop aangryp. Oh, halleluja. En die Here, laat ons ernstig sal bid. In die naam van Jesus. Oh, halleluja. So bid ek in hierdie aand vir elkeen. Dankie vir jou koortjie wat sê, gaan my nie verby, o Heiland en Here, dis my gebed in hierdie oomblik. Laat dit wat u beloof het, die Heilige Gees en vuur, hierdie belofte, laat dit nie by iemand verby gaan. Here Jesus, laat elke hart wat opreg roep na God, dat daardie hart gevul sal word met die liefde van God deur die Heilige Gees wat aan daardie persoon gegee word. Dis vir elkeen bedoel, Here. U het niemand uitgekies of uitgesonder daarvoor. Nee, u het net gesê, bekeer julle en laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Here Jesus doen dit. En laat u naam verheerlik word. Oh, halleluja. Ons wil die Here net prys en loof. Here, want u sal die belofte gee. Want u is getrou. Halleluja. Halleluja. Baie dankie, Here, dat ons jou lied sing vir die wat opreg bid en ernstig kom. Sal Jesus nimmer sê nie. Coming this way, Lord, coming this way, the mighty revival is coming this way. Keep on believing, trust and obey. A mighty revival is coming this way. Yeah, oh, coming this way, Lord, yes, coming this way. A mighty revival is coming this way. Keep on believing, trust
way. Oh, a mighty revival is coming this way. Oh, keep on believing. Oh, trust and obey. Oh, a mighty revival is coming this way. Hallelujah, coming this way. Lord, coming this way. A mighty revival is coming this way. Oh, keep on believing, trust and obey. Yes, a mighty revival, yes, it's coming this way. Hallelujah, coming this way, my Lord, yes, coming this way. A mighty revival is coming this way. Keep on believing, trust and obey. A mighty revival is coming this way. Oh, Heer, laat het in elke hart sal herleef. Die liefde wat 'n vuur en 'n vlam van die Here is. Hulle wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees. Here, laat dit herleef in die naam van Jesus. Oh, halleluja. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Prys die Here. Halleluja. Prys die Here. Ons wil dankie sê aan die elkeen. Wil net herinner daaraan, onthou môre aand 7:00. Dan is ons weer by mekaar oor die Heilige Gees. En ek het nog mooi dinge van die Here ontvang, sover dit die vuur en die vlam van die Heilige Gees is. Mag die Here u almal ryklik seën tot verheerliking van sy groot naam. Amen en amen.